Vandag kyk ons na 'n nogal verrassende storie wat uit jou bronne oor die Duitse gesondheidsstelsel kom. Spesifieke voorval in Frankfurt. Ja, dis reg. Ons volg 'n man, kom ons noem hom Alex. Hy gaan vir sy jaarlikse nierondersoek by sy nefroloog Dr. Hartmann. Dit sou gewoonlik, net roetine wees. Hy het 'n ou probleem gehad van toe hy jonk was. Goed, so dis die agtergrond. Maar is ook belangrik, hy's 'n kassenpasiënt. Presies. Openbare gesondheidsversekering. So hy weet, hy gaan wag. Dis anders vir die privaat pasiënte, hulle kry mos vinnigere diens. Dis maar hoe daai stelsel werk blykbaar. So deel van die Duitse stelsel en die praktyk self. Modern. O ja, baie modern. Alles gedigitaliseer. En daai wagtyd, dis nie 'n grap nie. Nee, glad nie. Alex sit, amper 2 ure. En hy sien hoe die privaat pasiënte sommer so in en uit gaan. Dit wys jy nog aan daai 2-vlakstelsel waarna jy verwys het. Ja, dis 'n duidelike prentjie, maar binne hierdie moderne opset, daar's meer aan die storie. Ja, beslis. Dr. Hartmann se spreekkamer is heeltemal digitaal. Pasiënteleiers, alles gekoppel, hulle gebruik LabMax. Dis een van hierdie reuse laboratoriums. LabMax, ek het al gehoor van hulle. Het dit een van die wat kleiner labs uitgekoop het? Jep. Jou bronne beskryf dit as nogal aggressief oor die jare. Baie kleiner onafhanklike plekke is nou weg. Die voordeel is natuurlik spoed, nuwe tegnologie. Maar die nadeel? Wel, ja. As iets in so 'n massiewe gesentraliseerde stelsel skeefloop, dan kan die impak ook groot wees. En dis presies wat met Alex gebeur. Goed, so wat gebeur toe? Die dokter roep hom in? Ja. Dr. Hartmann maak die nuutste lab-uitslae oop. Dis outomaties oorgedra, op die rekenaar, en hy kyk en hy frons. Oeps. Ja. Hy kyk weer. En toe moet hy die nuus versigtig oordra. Die digitale leier sê dat Alex 12 weke swanger is. Wag, wat? Alex swanger? Presies, 12 weke. Ek kan my sy gesig voorstel. Wat het hy gesê? Blykbaar iets baie droog soos, wel, dit sou nogal 'n verrassing vir my vrou wees. Ek glo dit. En toe? Chaos. Ja, min of meer. Hulle herlaai die rekenaars. Dr. Hartmann bel dadelik vir LabMax. Maar die tegnikus aan die ander kant, onwrikbaar. Hoe bedoel jy? Hy hou vol die outomatiese data-oordrag is foutloos. Die stelsel maak nie sulke foute nie, klaar. Sjoe, selfs met die bewys reg voor hulle oë. Dis vreemd. Daai vertroue in die tegnologie bo die realiteit. Ja, dit laat mens wonder, né? Alex merk toe skerp op, hy is seker die eerste swanger man in Frankfurt. Goed vir hom. Het dit die dokter laat optree. Dit het Dr. Hartmann besluit. Wel, kom ons gaan oudmodus. Hy vat nuwe broedmonsters, skryf alles neer op regte papiervorms. Geen digitale oordrag die keer nie. Nee. En hy stuur dit na een van die min oorblywende klein onafhanklike laboratoriums. En die ironie. Laat ek raai, dit vat langer. Baie langer. In plaas van LabMax se beloofde 45 minute, wag hulle nou 'n hele week vir die uitslae. En dit kom per faks. Per faks? Dis ongelooflik. En Alex, wat gaan deur sy kop daai week? Of 10 dae, het jy gesê? Ja, dit was 10 dae in totaal. Hy kon net nie verstaan hoe sy data, sy persoonlike inligting, kon deurmekaar raak met die van 'n swanger vrou in 'n gesofistikeerde datasentrum nie. Hy het nie sy vrou vertel nie, maar hy begin wonder. Oor wat nog verkeerd kan wees. Presies. Watter ander foute, dalk minder ooglopend, skuil dalk in sy digitale leer? Dit raak skielik baie groter as net een, absurde fout. En toe die regte uitslae kom, natuurlik nie swanger nie, en die fout bevestig is, hoe het LabMax gereageer? Volgens die bronne, nogal afwysend, amper skouerophalend. Die houding was, dis komt ebben voor. Jy weet, ag, hierdie dinge gebeur maar. Regtig, nie juis gerusstellend nie. Glad nie. Hulle sê die probleem is opgelos, maar daar's geen werklike versekering oor die res van die data se akkuraatheid nie. En bly die praktyk steeds by LabMax? Na dit? Dit lyk so. Die bronne sê daar's min alternatiewe. En kom ons wees eerlik, meeste van die tyd werk dit seker vinnig en goed. Dis daai ding van gerief teenoor, vertroue. Dis 'n moeilike een. So, hoe kyk Alex nou terug daarna?
Hy kon later lag oor sy digitale swangerskap. Maar dit het 'n merk gelos. Dit het hom laat twyfel oor die betroubaarheid van sy data. En vreemd genoeg, sê die bronne, het dit hom selfs laat dink oor regtig kinders hê saam met sy vrou. Was alles normaal? Geen swangerskap nie, natuurlik. Maar daai twyfel, dit bly iewers agter, jy weet. Is daar ander kleiner foute wat niemand raak sien nie? So op die ou end is hierdie amper komiese storie uit Frankfurt eintlik 'n ernstige saak. Dit wys die kwesbaarhede in ons toenemend digitale gesondheidsorg. Data wat meng, die risiko's van sulke groot gesentraliseerde verskaffers soos LabMax En die impak op pasiëntvertroue. Dis kritiek. Jy streef na digitale doeltreffendheid, maar jy skep dank sisteme wat, as hulle faal, groter probleme veroorsaak. die gerief van tegnologie teenoor die absolute noodsaak van betroubaarheid. Dis die spanning, ja. En dit bring ons by 'n vraag vir jou, die luisteraar, om oor te dink. Hoeveel vertroue plaas jy eintlik in daai digitale sisteme wat jou mees sensitiewe inligting, jou gesondheidsdata bestuur? Waar lê die balans vir jou tussen, die gerief en die versekering dat alles reg is, veral as dit oor jou gesondheid gaan? Dis 'n vraag wat ons almal deesdae raak, dink ek. Absoluut. Dankie dat jy vandag saam met ons hieroor gedink het. Ons wens jou alles van die beste toe, krag, vreugde en natuurlik goeie gesondheid. Totsiens.